Ons begin nou in Efesiërs. Ons het laasweek bietjie gekyk na 'n agtergrond van die dorp en die begin van daai gemeente. Vandag wil ek net so 'n vinnige opsomming doen van Efesiërs, want as mens die opsomming verstaan, dan help dit om verskillende dele van Efesiërs bymekaar te bring en sien waar dit inpas. Okay? En ek kry hierdie opsomming van 'n Chinese pastoor. Hy het hierdie studie gegee en vir my maak dit absoluut sin. Dit help so baie om die hele boek in een sin op te som. En dit is Sit, Walk, Stand. Hy het eintlik 'n boek daaroor geskryf. Sit, Walk, Stand. Sit, wandel, staan. En basies die eerste 3 hoofstukke van Efesiërs kom onder die hoof van sit. En dan hoofstuk 4 en 5 en die eerste klein gedeelte van eerste paar verse tot vers 9 van hoofstuk 6 kom onder die gedeelte van wandel. En dan van vers 10 af die laaste deeltjie van Efesiërs kom onder die gedeelte van staan. So ek gaan net so vinnig kyk na hoekom ons daai sê sit, wandel, staan. So ons begin met die gedeelte sit. Hoofstuk 1 vers 3. Kom ons lees daai gedeeltetjie daarso. Hoofstuk 1 vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos hy ons uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek in liefde te wees. Deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil. En dan bietjie verder sê dit, praat dit daarvan dat ons sit. Waar is die versie? Maar basies wat dit hierso vir ons sê is wie ons is in Christus. Ons sit in daai plek wie ons is in Christus. 'n plek van oorwinning, maar daar's 'n hele klomp dingetjies. So ons gaan net na 'n paar versies hierso kyk van wie ons is in Christus. In die eerste versie wat ek hier gelees het, vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus wat ons geseën het. Daai is 'n plek waar hy ons gesit het. Hy het ons geseën. Dit is iets wat gedoen is. Dis klaar. Dit is 'n seën wat hy ons gegee het. Is 'n plek in Christus. Ons is geseënd met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Wat 'n wonderlike plek. Ons is geseënd. En dan vers 4 sê dit soos hy ons in hom uitverkies het. Ons het laas keer bietjie gepraat oor die uitverkiesing daar. So ons is geseënd en ons is uitverkies. Hy het ons voor die grondlegging van die wêreld, voor enige iets geskape is, het hy al vir jou en vir my in oog gehad. Hy het ons uitverkies, hy het 'n spesiale doel vir ons. Dit is 'n plek wat ons het, wat hy vir ons geskape het. En dan uitverkies voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. So hy het ons gekies om heilig te wees sonder gebrek in liefde. Dis 'n plek waar ons is, waar hy vir ons voor geroep het. Is 'n wonderlike plek. Heilig en sonder gebrek. Voor die grondlegging van die aarde het hy daai plan gehad, dat hy ons wil hê heilig en sonder gebrek in liefde. Dan vers 5. En as jy enige ander plek hier so sien wat jy sê, hier is ook nog 'n plek waar dit 'n stelling maak van wie ons is in Christus, praat maar.
sê dit maar, vers 5, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem. Daar's ook 'n stelling. Hy het ons voorbeskik om sy kinders te wees. Wat 'n voorreg, né? Wat 'n voorreg om sy kinders te wees. Dink net bietjie daaraan. Sy kinders te wees. Wow. En dan Ek weet net hier so in die Amplified praat hy, ek dink waar hy wil sê, sonder gebrek sê hy ook hier so, blameless. 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 Wow. Dis 'n groot ding daai, nee, sonder gebrek, blameless. Dis 'n stelling wat hy maak. Dis nie net hy hoop so nie, dis 'n stelling. Dit is sy welbehae. Wel, hierso aan die einde van vers 5 sê dit vir homself aangeneem het deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil. Sure. Daai is 'n groot ding. Nou die welbehae van sy wil. Onthou Jesus het in Getsemane gebid, Vader, nie my wil nie, maar u wil geskied. So ons is geroep na die welbehae van sy wil, wat God wil hê. Hierdie is alles onder die titel van sit. Ons hardloop nie, ons vroeg nie, ons sit net in ons rus in die wete dat ons in die welbehae van sy wil kan rus. Soos nie 'n sukkel om daar te kom nie. Dit is iets wat hy voorbeskik het. Sy wil ons almal sit in daai plek in hom. Okay, vers 6, julle kan enige tyd inbreek as julle wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. So sy genade wat hy ons begenadig het, in ander woorde, dis iets wat gebeur het. Hy het al klaar 'n plan gehad dat ons in sy genade wandel in die geliefde. Wat sê jou Bybel in die einde van vers 6 in die Engels? Dit sê vers 6 by my lees, to the praise of the glory of his grace, which he freely bestowed upon us in the beloved. Daar's 'n mooi deeltjie, which he freely bestowed on us. Ons hoef nie daarvoor te gewerk het nie. Hy het dit gedoen. En die geliefde aanvaar deur sy ouers. Hy hoef nie te wonder, is my ouers lief vir my nie? Wel, dit is nie veronderstel om te wonder nie, maar hy's aanvaar, accepted in the beloved. Ja, pragtig. Dan vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis. Jy sien, dit sê daar so, in hom het ons, daar's weer 'n plek. Ons het dit, die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. So daar's verlossing en vergifnis. Ons het dit. Wat 'n wonderlike ding. Ek het vanmiddag baie moeg gevoel en by die klavier gaan sit net bietjie 'n liedjie gespeel wat vir my so baie beteken. En ek sommer 'n hele paar keer dit gespeel en gesing en toe ek daar opstaan, toe voel ek sommer baie sterker en reg om weer te gaan werk. So dit is omdat ons dit het, ons kan sing daaroor, ons kan jubel daaroor, ons het hierdie plek in hom, sy kind, en die prys wat hy betaal het, is iets wat ons het, we're sitting, ons sit in 'n plek waar ons hierdie kosbare dinge het. Dit is vir my, baie interessant, hier in my Bybel, die laaste paar woorde is, according to the richness of his grace. What are the riches of God's grace? How big are the riches of God's grace? Hoe groot is dit? Sy genade. Ja, die Afrikaans sê rykdom. Rykdom. As jy dink van God se rykdom, hoe groot is daai? Ja, is massief. Watter bank kan daai rykdom hou?
Die rykdom van sy genade. En dis wat hy vir ons gee. So, ons gaan nog in detail deur hoofstuk 1 gaan, soos wat ons nou deur die boek gaan, maar ek wil net 'n party van hierdie stellings wou ek net uitbring om te wys, hierdie is die gedeelte wat praat oor die stellings, die sit wat ons het, wat hy vir ons gegee het. Kom ons gaan 'n bietjie verder. Vers 9, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het. Dis iets wat hy gedoen het, die verborgenheid. Ons het al gepraat oor die verborgenhede, maar hy het dit bekend gemaak. En ons moet dit net vat en ons eie maak. Die verborgenhede is nie daar so om verborgen te bly nie, maar om bekend gemaak te word. Onthou, ons het daar gepraat in Openbaring, is dit hoofstuk 3, waar hy sê, hy het vir ons die manna gegee, die verborgen manna. Onthou julle, ons het dit gelees, rukkie terug toe ons praat oor die verborgenhede. Die verborgen manna het hy vir ons gegee. Die wat oorwin sal van die verborgen manna kry om te eet. So daai brood van die lewe, ons kry dit, hy gee dit vir ons, dat ons oë geopen mag word, dat ons dinge kan sien, wat die slimste mense wat hoog gestudeer het, miskien nie kan sien nie. Maar dis gehou vir ons, vir die geestelike ding, dat ons hierdie verborgenhede kan sien. En hierdie versie sê, ons het daai verborgenhede, wat hy maak dit bekend aan ons. En wat ons nog nie ken nie, ons hart gaan oop, soos daai saad wat ingeplant is, en die saadjie is maar 'n klein saadjie, maar God maak dit groei, en daai openbaring van sy wil, groei ons in, dit word net groter en groter, totdat dit uiteindelik, soos daai mosterdsaadjie, 'n groot boom is, en al die voëls van die hemel kom en maak nes in sy takke, kry skuiling en kan daar so hulle kleintjies kry en wat ook al, hulle is veilig in daai takke van daai groot boom, wat eintlik net as 'n saadjie begin het. Daai kennis wat ons hierso van praat, die kennis van sy wil, is soos 'n klein saadjie wat jy plant en daai groei. So is nie net 'n skielike kennis wat jy alles weet nie. Weet, die duiwel het moes daar vir Eva bedrieg, en hy het vir haar gesê, God weet dat as jy hierdie vrug eet, gaan jy alles ken, sal jy alle kennis hê, wat hierdie vrug is goed om kennis te kry, en sy het gedink, as sy net hierdie eet, sal sy skielik alle kennis kry, maar dit was 'n leuen. Die kennis kom nie net sommer so, dat sy daar nie, dit kom as 'n saadjie, die hele koninkryk kom as 'n saadjie, en daai saadjie groei, soos wat ons dit water gee, maar die ding is, dis in ons, dit is geplant, in ons harte, wat 'n wonderlike ding, dis, ons sit daarin, ons weet, hy het dit al klaar geplant in ons harte, ons moet dit net water gee, ons moet tyd spandeer, en dit groei en groei en groei, en dis 'n voorreg wat ons het in hom, as ons in hom is, wedergebore is, daar's 'n saadjie wat daar geplant is, wat 'n absolute wonderwerk is. So dis deel van daai. Ons gaan 'n bietjie verder af na vers 13, sê dit daar so, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van die julle redding gehoor het, in wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. So daai verseël is ook iets wat ons het. Hy het ons verseël in die Heilige Gees. En daai is die onderpand van ons erfdeel. It's a guarantee of our inheritance.
Die Heilige Gees wat gegee is 'n onderpand, is 'n guarantee van 'n erfenis wat ons het. Dis onder daai gedeelte wat hy sê, we seated in Christ, with Christ in heavenly places. Ons sit daar so saam met Christus in hemelse plekke. Dis wonderlik hoe baie van dit hier in hierdie eerste 3 hoofstukke sien ons dit weer en weer. Kom ons kyk na 'n bietjie verder. Vers 22, wel vers 21 spreek dit van al die owerhede en die mag en krag en heerskappy en so aan. En dan sê dit in vers 22, en hy het alle dinge onder sy voete gewerp. So dis gedoen. Die dood is oorwin. Die Satan is oorwin. Toe Jesus uitroep, tetelestai, dit is volbring op die kruis, en hy blaas sy asem uit. Moes Satan gedink het, ek het gewen, en skielik besef, eintlik het ek alles verloor. Want hy het alle dinge onder sy voete gewerp. En dan sien jy wat hy dan sê, en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. Hy het die geveg, hy het die oorwinning gekry, en dan gee hy daai oorwinning vir ons. Wow. En dan sê dit, wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles en almal vervul. Sy liggaam. Daar kan ons nog tamelik baie oor praat. Vers 4 van hoofstuk 2. Maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was, deur die misdade, lewend gemaak. Hy het ons lewend gemaak. Dis 'n daad wat gedoen is, dis 'n verseelde kontrak. Hy het ons lewend gemaak, saam met Christus. So daar's nog 'n wonderlike ding wat hy ons gegee het. Hy het ons lewend gemaak. Vers 6. En saam opgewek, en saam laat sit in die hemel in Christus Jesus. Ja, hier is die tema versie eintlik van hierdie, dis wat ek voorgesoek het, was eintlik vers 6 hier so. We are seated with Christ in heavenly places. Lees dit in Engels daar? He's raised us with him. And raised us up with him and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus. So dis waar ons sit. Dit mag dalk nie so lyk nie, maar dit is die realiteit in die geestelike realm, laat ons daar sit saam met hom. Hy is die koning en ons sit saam met hom. Ons hoef nie te vroeg nie. Vers 8 is so mooi. Okay, lees vers 8. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not as a result of works, that no one should boast. Lees vers 10 ook. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Okay, daar begin ons bietjie gaan na die wandel, maar ons is sy maaksel. Dis weer 'n stelling. Ons is sy maaksel. God het ons geskape vir 'n doel. En ons is geskape in Christus Jesus. So, daar is sommer 'n hele klomp dinge. Paulus skryf in hoofstuk 3, soos ek sê, ons gaan deur alles hierdie in detail later aan, maar ek wil net hooflyne hier kry. Hy skryf hier so in hoofstuk 3, vers 14, om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus, vers 16, dat hy aan julle mag na die ryk, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid. So dis wat hy bid, om met krag versterk te word,
vers 17, sodat Christus in geloof in julle harte kan woon, en dan hierdie versie wat ons al so baie keer na gekom het, vers 18, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte, die lengte, die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref. Nou, ek dink die kern van wat ek wil sê in hierdie sit, is hy wil hê dat ons moet weet. Dis waar lering inkom. Hoekom in disipelskap, hoekom hy so baie gesit het en die skare geleer het, en sy disippels geleer het, en na die uitstorting van die Heilige Gees het die gelowiges van huis tot huis in die leer van die apostels gesit. Hulle moes geleer geword het. Wat word hulle geleer? Hulle word geleer wat Christus vir hulle eintlik gedoen het. Dat waar ons eintlik is, die geestelike realm waarin hy ons geroep het. Ons moet dit leer ken. Soos hy sê, hy buig sy knieë voor die Here, dat hy ons mag, ons oë mag oopmaak, dat ons kan verstaan. Bybelstudie is nie net sommer, laat ons lekker saam praat en, hierdie is interessant, daai is interessant. Nee, ons doen Bybelstudie sodat ons kan leer wie ons is in Christus. Want as ons nie weet wie ons is in Christus nie, dan net soos Eva, kan ons deur die duiwel, die slang, gepootjie word. Het God gesê, is dit nie wat die duiwel vir Eva gesê het? Het God gesê? Hy betwyfel, hy maak dat Eva betwyfel wat God gesê het, want God het mos gesê, julle mag nie van hierdie boom eet nie, julle mag van al die ander bome. Onthou, daar was 2 spesifieke bome in die tuin van Eden. Onthou julle, watter was die 2 bome? Die boom van die lewe en die boom van kennis van goed en kwaad, nee? En toe sê God wat van die boom van kennis van goed en kwaad? Jy mag nie daarvan eet nie, nee? Dink nou 'n bietjie oor wat ek hierso sê, wat ek vir julle ietsie wys maak hierso. Die boom van die lewe, van die kennis van goed en kwaad, mag jy nie van eet nie. Was dit die instruksie van God? Was daar enige plek in God se instruksies aan Adam en Eva, waar hy gesê het, julle mag ook nie eet van die boom van lewe nie? Jy weet, toe ek 'n klein seentjie was, en my ma hierdie dinge vir my gelees het, daar van die begin in Adam en Eva en so aan, het ek gedink, jong, as Adam net vinnig gegaan het en gou van die boom van die lewe gaan eet het, dan het ons nie al die moontlikheid gehad wat ons vandag het. Ek onthou daai. Ek het dit daar besef. God het nie vir hulle gesê, hulle mag nie van die boom van die lewe eet nie. Is net toe hulle van die ander boom geëet het, toe word hulle afgesny van die boom van die lewe. Maar toe Jesus kom, toe kom hy as die weg, die waarheid en die lewe. En hy kom as die boom van die lewe, die lig van die lewe, die manna, die brood van die lewe, en hy kom gee homself, so nou kan ons eet van daai boom, want hy is die boom, waar vir so baie 1000 jaar kon hulle nie eet nie, hulle het rituele gedoen en so aan, wat alles vorentoe wys na die koms van die boom van die lewe, maar nou kan ons daai eet van die boom van die lewe en word die sonde, die val, die dood wat gekom het met die eet van die boom van die kennis van goed en kwaad, word afgesny en ons word vrygemaak en ons kan eet van daai boom van die lewe. As hulle geëet het daarvan, sou hulle vir ewig gelewe het. So hierdie gedeeltes wat ons praat van, ons sit in die hemelse plekke, is 'n plek van kennis, wat ons weet wat hy vir ons gegee het in Christus. Hy wil hê ons moet dit verstaan, wat ons het in Christus, sodat die volgende ding kan gebeur. En dit is hoofstuk 4, vers 1. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig
die roeping waarmee jy geroep is. So daar's 'n roeping, daar's die kennis van wie ons is in Christus. En die Engelse Bybel sê daar so therefore. In die Afrikaans ek vermaan julle dan. I therefore. As jy die woord therefore lees, soos hulle in Engels sê, if you read the word therefore, you must find out what it is there for. Hoekom sê hy therefore? Omdat jy hierdie kennis het, moet jy dus wandel volgens die kennis wat jy het. Okay, en dit is nou van hoofstuk 4 af. Die veranderende wandel. Dis hoe ons gewees het. Dis hoe jy reeds in die wêreld gewandel het. Nou wandel ons op 'n nuwe manier. Ons wandel volgens die kennis wat ons het. Ons wandel in Christus Jesus. Ons hele lewenswyse verander. Dis nie net dat ons die kennis het en alles is okay nie. Daai kennis het 'n resultaat in ons lewens. Dit verander ons lewe, ons hele lewenswandel, ons denke, ons hoop, alles word verander. En so lees jy deur hoofstuk 4, hoofstuk 5 begin vers 1. Ek dink hy het ook daarso die therefore. Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders. Ons het gelees daarso, ons is geliefd. Dus moet ons wandel as geliefde kinders, omdat ons geliefde kinders is. Daar's 'n wandel wat anders is as die wandel van die wêreld. En as jy deurgaan hierso, dan verwys dit die hele tyd in die wêreld het jy so gewandel, maar nou in Christus wandel jy anders. Laat hy wat gesteel het nie meer steel nie. Hy wat gevloek het, hy wat leuns gepraat het, spreek nou die waarheid, was hoofstuk 4 vers 25. Daarom lê die leuen af en spreek die waarheid. Sien, so daar's 'n nuwe lewenswandel wat ons wandel. Ons wandel nie meer soos die wêreld nie. So dis nou hoofstuk 4 en 5, en dan kom ons, die eerste deel van daai nuwe wandel is hoe ons wandel in die wêreld. Ons wandel nie volgens die dinge van die wêreld nie, ons wandel in 'n nuwe manier. Ons is nou die lig van Jesus in die wêreld, die sout van die aarde. Van vers 22, hoofstuk 5 vers 22, lees jy daarso, en tot hoofstuk 6 vers 4, lees jy van die familie, die huwelik, die vroue, die manne, die kinders, elkeen, daar's 'n lewenswandel wat kom in die familie, wat anders is as die wêreldse lewenswandel. En ons gaan weer, as ons daar kom, gaan ons in detail in daai dinge in. En dan van vers 5, diensknegte. So hy werk nou hierso met die diensknegte, met die baase, die mense, wat sê mens opsieners, daai lewenswandel in jou werksplek verander ook. Diensknegte, wees gehoorsaam aan julle here in die vlees. Nie met oordiens nie, vers 6 sê dit. Vers 9, en here, doen dieselfde teenoor hulle, en laat staan die dreigemente, omdat julle weet dat ook julle eie Here in die hemel is, en by hom geen aanneming van persoon is nie. So, die manier wat ons met ons bediendes werk, verander. Dis nie soos die wêreld nie, wat net vol dreigemente en slegte woorde is nie. Ons werk anders met hulle, en as ons diensknegte is, werk ons anders met ons Here. Ons is gehoorsaam, ons is nederig, en ons doen ons werk, ons gee ons volle dagse loon, werk ons, jy weet, dis net, die lewenswandel is anders in elke aspek van die lewe. So, dit is die wandel, en ons gaan in detail nog daar so deur. Dan kom ons by die laaste deel, hoofstuk 6, vers 10.
dan weer begin dit met die wapenrusting, né? En jy sien die verskillende aspekte van die wapenrusting hierso. En dan halfpad deur vers 14 sê dit staan dan vas. Daar kom jy by die staan. Ons weet wie ons is. Ons wandel is anders. En dan is daar 'n plek waar daar geestelike oorlog kom waar ons vas staan. Ons weet wie ons is. Ons wandel is reg. Nou staan ons vir geregtigheid. Ons gaan nie oorgee aan die duiwelse dreigemente, sy versoekings nie. Ons staan vas en dis 'n geestelike oorlog. Wanneer jy begin jou lewenswandel het nou reg gekom, dan gaan daar versoekings kom. Daar gaan moeilikhede kom. Staan vas. Dit gaan deur die hele wapenrusting en gebed, intersessie, praat dit daarso van. En ja, dit is die opsomming van Efesiërs. Soos ek sê, ons gaan nog in detail met elkeen van daai, maar dit is sit, ons weet wie ons is in Christus, ons wandel volgens wat ons weet ons is, staan vas. Dis waar ons nou vas staan en 'n merk maak vir die Here, maak nie saak wat na ons toe gegooi word nie. Kom ek weer terug na iets wat ons geleer het by daai laaste konferensie, of gesien het, of dit was geleer, waar God met Ananias praat, en met ander Jesaja en ander profete, en hy sê Ananias, en Ananias sê, hier is ek hier. Daar is daai intieme waar hy die stem van die Here ken, en hy hoef net te sê, Jesaja, hier is ek hier, Jeremia, hier is ek hier, Esegiel, hier is ek hier, Henry, hier is ek hier, elkeen van ons, en daai intimiteit kom daar so, nee, dat ons sy stem ken, en onmiddellik, so Samuel, en hy spring uit sy bed uit, hardloop vinnig, hy het nog nie die stem van die Here geken nie, hardloop vinnig na Eli, hier is ek, jy het my geroep, Eli sê, nee, ek het jou nie geroep nie, gaan maar weer terug, en in tweede keer, Samuel, spring uit sy bed, dadelik, gaan na Eli toe, weer dieselfde, en derde keer, hardloop hy weer, hier is ek, jy het my geroep, hy is nie verwaand om te sê, hoekom roep jy nou my weer, en jy weet, stuur my net bed toe nie, hy is net die hele tyd, hier is ek, en dis met die derde keer, wat Eli besef, maar hierdie is God wat met Samuel praat, en hy sê vir hom, gaan terug, en as hy weer met jou praat, sê, spreek hier, want die diensknegt luister, en die Here roep hom, en hy sê, spreek hier, want die diensknegt luister, en die Here gee vir hierdie klein kindjie, 'n kragtige, profetiese boodskap vir die hele volk van Israel, en vir Eli. Nou, die interessante ding is, Eli is die hoofpriester, hy is die leier van alle geestelike dinge in die hele volk, van God se volk, hy is die leier. Maar dit neem Eli 3 keer, voordat hy besef, God is besig om te praat, maar die kind hoor hom die eerste keer. So, daai hier is ek, daar is 'n intimiteit. En dit sê van daaraf, en Samuel het magtig geword, en die hele Israel het besef, hier is 'n profeet gebore in Israel. 'n kind. Net daai intimiteit, begin met 'n kinderlike verhouding met Jesus, nee. Ja. Ja, liewe Heer, ons wil reageer op u uitnodiging. As iemand dors het, laat hom kom na my toe. Ons kom, ons maak ons harte oop vir u. Ons kom, Here, first and foremost, eerstens, om ons lewens aan u toe te wy. Hier is ons, Here, ons wil onsself toewy aan u. Mag u Heer en Meester wees in ons plaas, in ons omgewing, in ons situasie, en veral in ons gesin, ons huwelik, ons verhoudings. Ons vra dat u nommer 1 sal wees. Ons gee onsself daarvoor. En soos wat ons onsself daarvoor gee,
wil ons u voorbeeld volg wat u self gegee het vir ander. Daar bo in die Kalahari ook, waar dit ook desperaat is. Ons seën hulle met reën, mag u hulle gebede en hulle desperaatheid hoor en sien, mag u hulle seën. Ons seën hulle in Jesus naam. Dankie Vader.